Goeiemôre almal. Dis nou alweer 'n dag laat. Gister was weer 'n disaster. Ek was in die bed, my kliere het begin swel oral en pyn. So ek het maar meestal gelê. Vandag voel ek darm matig beter. Ons gaan probeer. Nou ja, ek wil 'n bietjie met julle gesels. Ek gaan Sondag daaroor praat ook. Maar ter voorbereiding daarvoor dat julle 'n bietjie kan dink oor die goedjies. En dit gaan rondom jou roeping en rondom jou lewensdoel. Daar's 'n klomp goed wat ons nou 'n klomp name wat ons daarvoor kan gee. Waarvoor die Here jou geroep het, wat die passie is in jou lewe, wat jy graag wil doen in jou lewe. Dit waarvoor jy dalk gemaak is. Dit waarvoor jy dalk weet die Here het jou geroep. Of net dit wat jy graag wil doen. Dis 'n klomp name, maar dit gaan rondom jou lewensdoel en die rede vir jou bestaan op aarde. En daar's nou 'n klomp verskillende groeperinge wat ek eintlik ook kan noem. Sommige mense is gemaak vir iets spesifiek om 'n ding te doen. Ander mense is gemaak vir aanbidding. Vir 'n tipe van 'n geestelike aktiwiteit of 'n geestelike dissipline soos voorbidding. Of stilte tyd, stil wees by die Here, soos 'n Maria. Sommige disippels is soos 'n Maria wat by die Here se voete sit. Ander is Martha wat werk. Ander is aktiviste, soos ou Petrus wat die oor afkap. So disippelskap beteken nie net dat jy in een area iets moet gaan doen en dit gaan een of ander groot ding in die wêreld veroorsaak nie. Ons moet anderster dink daaroor, want die Here het ons verskillend gemaak. En alles wat op jou hart is om te doen en wat jy goed vind om te doen, glo ek is deel van God se koninkryk. Adam en Eva daar in die woestyn het God se koninkryk gebou, want Eden was God se tuin en hulle moes dit mos nou uitbrei. So hulle moes God se koninkryk vat. Deel daarvan was om name te gee vir diere. Deel daarvan was om die vyand, die bose magte, Satan, die grense te versit. Dis baie meer aktief. So daar's verskillende maniere om daaroor te dink. Ek wil jou help om vir die res van jou lewe regtig gefokus te wees en ingestel wees op dit wat die Here graag wil hê jy moet doen, dit waarvoor hy jou voorberei het. Die goeie goed. Hy het gesê, in sy woord sê hy vir ons is voorberei vir goeie dinge, wat hy alreeds in die verlede beplan het vir ons lewens. Hy het ons voorberei, ons is sy maaksel. En hy het ons voorberei al lank alreeds vir goeie dinge om te doen. Nou daai goeie goeders, hoe gaan ons dit doen? Hoe doelgerig gaan ons daaraan werk? Daar's ook twee woorde wat ek 'n bietjie met julle wil praat. Een is doelgerig. En die ander een is doelmatig. Doelgerig gaan oor jou ingesteldheid, oor 'n manier hoe jy 'n ding doen. Ek kan doelgerig wees, so ek het 'n ingesteldheid om die doel wat ek vir myself gestel het, te behaal. Nou, kom ons sê ek wil 'n kruis maak daar in die werkkamer. Nou, gaan ek is nou doelgerig, ek het my die doel gestel, nou kom ek in die garage en begin werk, maar ek moet eers skoonmaak en hierdie goeders, van my goeders wegpak en regpak. Nou gaan soek ek die hout. Hier kry ek 'n stuk hout wat daar werk, daar kan ek nog 'n stukkie hout. Ek dra 'n klomp hout uit buitekant toe wat nie meer bruikbaar is nie. So ek mors 'n klomp tyd, maar ek is doelgerig, want ek gaan nie kruis maak, nê. En later begin ek nou die ding saag en ek wil hom skuur en nou is my skuurpapier klaar. Nou moet ek ry skuurpapier. Nou weet ek ook hoe ek moet beplan om te ry. As ek ry is nie 'n goedkoop ding nie. Jy moet mooi plan. So nou moet ek plan, ek moet winkel toe gaan en ek moet dit doen en dat doen en ek vat 2-3 ure om alles gedoen te kry tot ek terug is en dan moet ek net eers alles in die yskas pak en so laat in die middagure kom ek nou eers by die skuurpapier in die werkswinkel uit. 2 dae later is daar al 'n paar planke. Maar ek is doelgerig, ek fokus op my doel.
Daar's 'n klomp ander goeders wat in die tussen inval, hekkies wat ek moet oorkom, stokke in die wiele. Doelmatig gaan nie net oor my ingesteldheid nie, dit gaan meer oor die proses wat ek volg om dit te doen wat ek moet doen en dat hierdie proses optimaal is en dat ek die minste energie hoef te gebruik om op die ou ende op die beste manier dit te doen wat ek graag wil doen. So doelmatig en doelgerig is twee komponente wat ek glo beide belangrik is as ons werk vir die Here, doelgerig, maar doelmatig ook. Doelmatig beteken dat ek gaan beplan en dat ek die proses gaan deurvolg en gaan seker maak die hout is reg, gaan seker maak voor die tyd ek het skuurpapier en alles is reg en as ek dan gaan werk, dan weet ek het alles uitgeskryf wat my gaan keer om dit vinnig te doen en wat my gaan keer om regtig effektief te wees en nou kan ek binne 2 ure 'n kruis aan mekaar sit, doelmatig. Ek dink ons het baie meer daarvan nodig. Juis omdat ons tyd so min is. Dis nie omdat ons oud is nie, dis omdat ek dink regtig die tyd hardloop uit voor Jesus gaan terugkom. En in hierdie tyd is dit nie tyd vir terugsit en aftree en wat ook al nie, dis nou tyd om die laaste effort in te sit om mense in God se koninkryk in te kry. En die ouens wat in God se koninkryk is, wat deel is van sy bruid, om hulle te help om hulle klere wit te kry. Wit klere, gewaste klere. Ouens wat hulle klere skoon hou. Dit is wat ons hoor van die oorwinnaars in Openbaring. Ek wil daarmee besig wees. So, ja, in die hele proses moet ons vir onsself sê, hoe lyk sukses? Wat is jou mate van sukses? En sukses, dink ek, hang nie af van hoeveel jy besit en hoe groot jou rykdom is nie. Maar ek dink dit gaan rondom dit wat jy in jou lewe wil bereik, hoeveel daarvan jy op die ou ende kan doen. En die manier hoe jy wil lewe, hoe dit in fokus kom. Ek wil op so 'n manier lewe, dat ek elke dag genoeg tyd alleen saam met die Here spandeer. En as ek op die ouene gaan meet of ek suksesvol is, dan gaan ek kyk na elke dag. Het ek dit reg gekry om 'n halfuur, 3/4 uur, 'n uur, 2 ure dalk in die tyd van die Here, in die teenwoordigheid van die Here spandeer? Want dit gaan bepaal of ek suksesvol was of nie. So sukses moet jy ook nog gaan kyk na waarheen mik jou lewe. Want dit gaan bepaal of jou lewe suksesvol is. Nou goed, ek het nou vir jare lank al gaan kyk na ouens wat sê hulle is suksesvol en wat ek nogal weet in my lewe. Ek hou hierdie ouens dop. Volgens my is hulle suksesvol. Hulle wil graag iets doen en ek sien hoe hulle dit doen en dit het 'n effek op my lewe. So ek hou daarvan. Ek hou daarvan die impak wat hulle het in die werklikheid in die lewe is groot en goed. Wat is die goed wat in hulle lewens teenwoordig is? Wat maak dat hulle op die ouene effektief kan wees of suksesvol kan wees. En ek het so 'n klompie goedjies raak gesien. Ek gaan nou vir julle so 'n ding gee wat julle 'n bietjie na kan kyk. Ek glo daar so 7 goed wat belangrik is en ek gaan gou 'n bietjie daarna kyk. Wat is hierdie 7 goed wat dis boublokke van 'n effektiewe produktiewe lewe, van 'n gefokusde dinamiese lewe. Wat is hierdie 7 boublokke? Ek glo almal die ouens wat ek na kyk, en ouens wat regtig suksesvol is in hulle lewe met die uitvoer van hulle lewensopdrag, het almal een ding in gemeen en dis die basis van jou lewe, is 'n geloofsisteem. Een of ander tipe van geloofsisteem. Nie almal wat suksesvol is Christene nie. So jy kan nie sê die feit dat jy 'n kind is van die Here maak jou suksesvol nie. Jy kan dit nie sê nie, want daar is ouens wat nie kinders is van die Here nie wat ook suksesvol is. Hoe werk dit? En selfs hulle is daar 'n geloofsisteem, nie net in ons lewende God nie, ons enigste God nie, maar in 'n tipe filosofie. Hulle het 'n geloof wat gevestig is in een of ander
filosofie of een of ander voorkeur in die lewe. Hulle wêreldbeeld word bepaal deur een of ander fondasie wat hulle het. Het sy dit 'n godsdiens is, 'n geloof in 'n godsdiens, in 'n God, of in die feit dat daar nie 'n God is nie, of 'n verskriklike oordrewe geloof in hulle self, narcissisme, wat eintlik ook 'n fondasie vir mense kan wees. 'n Goeie fondasie nie, maar sommige mense beskou dit as 'n fondasie. Nou goed, daar's 'n geloofsisteem, en vanuit hierdie geloofsisteem, vir my is dit verhouding met die lewende God. Dis wat dit is. Verhouding met God waarin ek groei, waarin ek aktief betrokke is. Dis my fondasie. Op my fondasie bou ek met 'n volgende ding, wat eintlik sy wortels kry binne in daai fondasie, en dis 'n waardesisteem. Nou, baie ouens wat nie 'n godsdienstige basis het nie, het ten minste 'n waardesisteem. Sy waardesisteem staan dalk op sand gebou, maar daar is 'n bietjie van 'n vastigheid. Hy weet waarsonder hy nie bereid is om te lewe nie, want dit is wat waardes is. My vraag vir jou is, het jy 'n waardesisteem in plek? Weet jy wat vir jou so belangrik is in hierdie lewe, dat jy nie daarop gaan terugdeins nie? Ons sien dit in die samelewing, selfs in die politiek. Veral nou in die tyd wat politieke partye moet begin saamstaan en koalisies maak, en op hulle waardes gaan staan, rondom ooreenkomste met mekaar. Dit is onlangs gesien, baie interessante ding. Maar jou waardesisteem maak dat jy stewig staan op dit wat jy glo, en dit wat jy in vasstaan. As jy nie weet waarvoor jy staan nie, dan gaan jy vir enigiets val. Dis die spreekwoord. Ek dink nogal dis waar. As jy nie weet waarvoor jy staan nie, gaan jy vir enigiets kan val. As jy weet waarvoor jy staan, gaan min jou onderkry, en jou ondergrawe sodat jy val. Dit is die ander teendeel daarvan, die goeie teendeel daarvan. So goed, op jou waardesisteem bou jy met 'n volgende ding, en dit gaan oor 'n denksysteem. Wat gaan hier tussen jou ore aan? Wat is die goed wat in jou gedagtewêreld lewe? En ons het nou met gedagtewêreld baie gewerk nou al met die disipelskool, met D-Lab, want dit is belangrik. Dit is verskriklik belangrik wat jy dink. Dit wat jy dink, dit is jy, dit droom jy, dit praat jy, dit leef jy. Dit wat jy dink oor jouself, dit wat jy dink oor God, dit wat jy dink oor mense, dit wat jy dink oor sukses, dit bepaal 'n klomp goed in jou lewe. En ons wou seker maak dat dit wat jy dink, korreleer met jou waardesisteem, en dit korreleer met jou geloofsisteem, met geloof in God, sodat God se woord, die waarheid van sy woord deurgetrek kan word in jou gedagtesisteem, en die manier hoe jy jouself sien, en die manier hoe jy God sien. As jy God sien as 'n mag, wat nie eintlik 'n persoonlikheid het nie, maar 'n mag wat heeltyd wil straf waar dinge verkeerd gaan, dan gaan jy sekere klomp goeders ontwyk in die lewe. Jy gaan nie waag nie, want jy gaan nie weet, is dit regtig reg nie. Terwyl as jy glo dat God 'n persoon is, 'n liefdevolle persoon, 'n persoon wat jou toelaat om foute te maak, sodat jy self kan beleef wat is reg en wat is verkeerd, dan gaan jy totaal anders te funksioneer in hierdie lewe. So, ons moet 'n bietjie gaan kyk, denksysteem, en ons het nou baie daarna ook gekyk. Dan moet jy 'n bietjie gaan kyk, wat motiveer jou, wat dryf jou aan in hierdie lewe? Daar's 'n klomp dinge wat 'n mens aandryf, nê? Drywers in die lewe. Drywers en motiveerders. Nou, sommige motiverings in jou lewe kan jou aantrek, maar ander goeders jaag jou, dryf jou aan. Wil nie regtig aan die oggend opstaan nie, maar die feit dat jy geld moet maak en werk toe moet gaan, dryf jou dat jy opstaan. Dis 'n drywer. Geld is 'n baie sterk drywer in ons lewens. So ons moet gaan kyk, wat dryf jou aan? En wat daarvan, as ons nou kyk, hier is nou 'n bietjie van 'n driehoek, amper soos 'n piramide wat opkom. Daar's 'n klomp goeders, as jy nou kyk op die drywers vlak, kan jy 'n groot breë vlak gee.
Maar ons sien nou vanuit jou geloofsisteem kom daar goeders wat dit word nouer na bo. En die drywers wat jou na effektiwiteit gaan help, is dalk ander tipe drywers as wat ander mense in die wêreld het. Waar finansies baie mense aandryf, gaan jy dalk sê finansies is nie die ding wat my in die God se koninkryk aandryf nie. Dit val nie binne hierdie driehoekie van die drywers in God se koninkryk nie. Dalk in my sakewêreld, dalk is dit nog 'n bietjie van 'n drywer. Goed, en dan is daar 'n ander ding. 'n propeller is iets wat jou vooruit sleep amper, wat jou trek, wat jou amper insuig in sy dinamika, in sy krag, jou aantrek. En dit is vir my baie sterker. As dit kom by God se plan vir jou lewe, dan is die propeller beginsel vir my baie sterker as die drywers. Ons kyk na drywers sodat ons kan kyk wat om ons nie aan te steur nie en dalk waaraan ons steur, maar dan gaan kyk ons baie sterk na wat is dit wat aandryf. En daar is eintlik 4 wat ek noem propelling forces wat hier agter. Ons gaan bietjie daarna kyk na die propelling goeders wat jou aantrek. Deel daarvan is wat is jou droom? Wat kan jy doen? Wat is jou potensiaal? En daarna gaan ons soek. Ons potensiaal, ons ouens wat nou ouer geraak het, sy potensiaal is radikaal anders as wat ons gehad het 40 jaar gelede. 40 jaar gelede het ek nog die potensiaal gehad om 'n nasionale atleet te raak. So 20 jaar oud, daar was nog 'n wêreld voor my. Ek was net besig om my rug weer reg te kry en ek kon weer opgegaan het in atletiek, baie goed gedoen het. Daai potensiaal 40 jaar later bestaan glad nie meer nie. Eintlik, dit bestaan nog. Maar vir die meesters. So ek is nou 60, ek kan nou deelneem aan die meesters kompetisies, die ou mense, die fossiele, atletiek fossiele, ek kan aan hulle kompetisies gaan deelneem. Daar's 80-jarige oomies wat 100 meter hardloop. Dit vat 'n paar uur, maar hulle kom daar. En ek het die potensiaal om dit te doen, maar nie meer 100 meter tussen die jong laities nie. Potensiaal is weg. Baie van ons potensiaal wat ons wou gedoen het, dinge wat ons wou gedoen het in die lewe is nou weg. Ons moet nie dink oor wat is nou ons potensiaal en waarheen streef ons nou. So daaraan moet ons dink. As ons dan al hierdie goeders het, dan moet ons 'n bietjie gaan kyk, wat gaan ons daarmee maak? Nou in die tussentyd, terwyl ons al hierdie goeders oor praat, gaan ons begin praat oor 'n ander ding, en dit is die toppunt van hierdie hele driehoek. Dis die punt van die spies wat moet tref. En in daai blokkie val jou lewensdoel en jou roeping. Jou skeppingsdoel, wat ook al jy dit wil noem. Ons moet eintlik van die begin af, ek het nou gepraat van jou geloofsisteem, maar van die begin af moet ons al begin werk aan dit, om dit skerp te maak. Want dan kom die ander goed eintlik makliker. Jy dalk 'n klomp doele in hierdie lewe, dit is nie net een nie, daar's 'n klomp goeders. So jy kan jouself voorberei vir 'n klomp verskillende fasette van hierdie doel. Maar as daar 'n groter prentjie is rondom jou doel, of baie skaafwerk daaraan, dan moet mens baie vroeg begin werk en deurlopend werk, sodat jy 'n bietjie meer definitiwiteit kan kry oor wat dit is. Dis 'n groot ding. Dit kom baie keer uit drome. Wat is my droom vir my lewe? Dit kom baie keer deur baie ernstige, diep ondervinding wat God jou roep vir 'n spesifieke ding. Dis nie die dominees wat geroep word nie, elkeen word geroep, glo ek. En hoe verder jy stap op die pad van disippelskap, hoe meer jy groei, hoe meer kom hierdie ding baie duidelik na vore. Want ek glo dat elke persoon wat kind van die Here word, kry op die ouende een of ander aspek van 'n spesiale, van 'n opdrag. Die Here het jou voorberei vir iets. En as hy jou inbou in sy koninkryk, Paulus praat daarvan, hy sê ons is lewende stene. En 'n lewende steen wil iets doen, daar's dinamika. So ons gaan dit begin doen.
Ek wil jou lei dat jy daarby kan uitkom, sonder vrees, sonder terugdeins, met 'n verskrokkenheid amper, om dit gedoen te kry met die min tyd wat ons nog het. So goed, dit is die 7 goed: geloofsisteem, waardesisteem, denksisteem, drywers, die propeller goedjies in jou lewe, 'n strategiese beplanning wat eintlik tussenin dit loop, ek het dit nog nie genoem nie, maar tussen al hierdie goed wat bymekaar kom en jou doel, moet ons gaan beplan. Want dit gaan nie sommer net gebeur nie. Baie mense dink gebeur nie, en in baie mense se lewens gebeur dit sommer net. Amper toevallig. Jy kan dalk doelgerig wees, maar jy sien, as jy doelmatig wil lewe, gaan ons daai stukkie moet begin beplan. Dan gaan ons dit bietjie meer begin streamline en daaraan werk. Nou mense, dit is die grootste laaste deel van die hele disippelskap proses. En julle kan nou sien, dit gaan 'n redelike tydjie neem om dit alles in plek te kry. Maar dan pas al die goed wat ons mee gepraat het, alles waaroor ons het gepraat oor verhouding bou met die Here, ons het gepraat oor jou identiteit in Christus, oor 'n denksisteem wat verander, jou karakter wat gebou word, hoe lyk goddelike karakter, al die boublokke van integriteit, die vrug van die Gees, die gawes van die Gees, daaroor gepraat. Ons het gepraat oor om lig na buitentoe uit te leef met jou getuienis, om ander mense tot bekering te lei. Ons het gepraat oor om 'n passie te begin ontwikkel vir nood in die wêreld en vir mense wat nog verlore is. Ons het daaroor gepraat. Al hierdie goeders word nou in plek gesit om uit te kom by die punt dat jy daarmee effektief kan begin lewe. Nou goed, ek wil hê dat jy 'n bietjie moet gaan dink. Hier is nou weer die 7 goedjies. Op watter van hierdie 7 vlakke dink jy kort jy nog werk? Dink 'n bietjie, dalk is dit jou op jou waarde, dalk weet jy nog nie mooi wat beteken 'n waardesisteem of watter tipe waardes het jy. En mens kan slegte waardes hê wat jy ook bewaar, negatiewe waardes, nê? En mens moet gaan kyk, het ek negatiewe waardes? Heg ek waarde aan slegte goed wat my aftrek? Want dan moet ek dit uitkanselleer. Ek wil goeie waardes in my lewe hê. So dalk is dit 'n waardesisteem. Dalk dink jy nog nie reg oor God of oor jouself of oor vergifnis of oor die wêreld of jou rol in die wêreld nie. Dalk is dit 'n denksisteem ding. Dalk sit jy met siekte toestande of wat ook al wat jou motivering steel, of situasies in jou lewe, omstandighede wat jou motivering net steel, wat maak dat jy 'n verskriklike energie moet insit om jou aan te dryf om net die volgende stap te neem. Ons moet daarna kyk. Dalk weet jy nie mooi wat die propellers in jou lewe is nie en hoe dit in 'n dinamika vir jou goed kan werk nie. Dalk het jy nog nooit gedink aan 'n strategiese plan vir jou lewe nie. Jy het dalk nooit gedink aan 'n tagline, jou motto vir jou lewe nie. Want dit is nogal deel daarvan. Jy het nie gedink, jy het nog nooit gedink aan wat jou lewensvisie is en wat jou missie is in die lewe nie. Daaroor dalk. Of jy weet net nog nooit waar jy nie op pad is nie, wat is die doel met jou lewe. Nou goed, dink 'n bietjie daaroor, maak notas daarvan, dan kan ons Sondag as ons by mekaar kom en ons groep 'n bietjie met mekaar begin gesels oor waar is jou sterkpunte in hierdie boublok plan, die blou druk vir 'n effektiewe lewe, en waar is die swakpunte waarin ons moet werk. Goed, ek hoop dit help jou. En ek is dankbaar, ek het nou ten minste die ding klaar gekry en ek kon fokus en praat. Ek gaan nou weer 'n bietjie lê terwyl die video gaan prosesseer, dat ek weer energie kan kry en dan sien ons mekaar Sondag.